As jy die Bybels oopmaak by Romeine hoofstuk 14, Romeine hoofstuk 14, ons lees daar vanaf vers 13 tot 23. Romeine 14 vers 13 tot 23. Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar bestry dit liewer, om nie jou broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie. Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie. Maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein. Maar as jou broer deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom ten gronde rig vir wie Christus gesterf het nie. Laat dan van die goeie wat aan julle behoort nie kwaad gespreek word nie. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en aan mense en by mense geag. Laat ons dan najag wat tot vrede en tot onderling stigting is. Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles wat rein is, alles is rein, is wel rein, maar dit is verkeerd vir 'n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waar deur jou broer aanstoot neem of struikel of waarin hy swak is nie. Hy wat geloof, het jy geloof? Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy geoorloof ag nie. Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Sover ons geleesde gedeelte. Kom ons bid dat die Here vir ons sal help om hierdie teks te verstaan. Ek wil bysê, daar's baie opinies oor dinge en wat in hierdie teks gesê word, wat nie regtig die betekenis van die teks is nie. En dis hoekom dit belangrik is dat ons altyd onthou, wat is die konteks van dit wat gesê word? Wat is Paulus besig om te sê in die konteks? So, dis hoekom dit belangrik is. En kom ons vra dan dat die Heilige Gees vir ons sal help, dat die woord tot ons harte sal spreek vanoggend. Here, ons kom in afwagting om te hoor wat U vir ons leer. Ons begeerte is nie om te hoor wat Leon vir ons sê nie. Ons begeerte is om nie te hoor wat Paulus vir ons sê nie. Maar ons wil hoor, Here, wat U vir ons deur die apostel Paulus, deur Jesus, deur Leon vir ons sê vanoggend uit U eie woord. En mag dit wees dat hierdie woord tot ons harte sal spreek. En dat ons nie onaangeraak daardeur sal wegstap en voortleef asof hierdie dinge nie vir ons belangrik is nie. Mag dit wees, Here, dat die dinge van U woord vir ons belangriker is as ons eie begeertes en ons eie drange. Ons bid dit in Jesus naam. Lei ons in die woord. Amen. So gelowiges mag oor nie fundamentele goede van mekaar verskil. Solank as dit wat hy glo kan baseer op 'n behoorlik gefundeerde Bybelse basis. Op grond van goeie Bybelse eksegese. In so 'n geval mag jy nie 'n broer of 'n suster verag nie. Hoekom nie? Want God het hom aangeneem, want Christus is sy Here, want God is die een wat sal oordeel. Dit is wat ons laasweek gesien het. En ek sou dit aanbeveel dat jy daardie preek moet luister vir die doel van hierdie reeks, want eintlik is vanoggend 'n moeilike ding, want tensy jy verstaan het wat laasweek gesê is, gaan jy dit moeilik vind om vanoggend te verstaan wat ons teks hier sê. So ek sê julle aanmoedig om dit wel by die huis te gaan luister, maar
Dit bring ons by dit wat Paulus vanoggend verwag. Hy verwag nog iets. So hy verwag nie net dat ons nie moet oordeel en verag nie. Hy verwag dat jy nie jou Christelike vryheid sal gebruik om vir jou broer 'n struikelblok of 'n hindernis te wees. En so hierdie hele gedeelte, Romeine 14 vers 1 tot 15 vers 13, is Paulus besig om te praat oor nie fundamentele goeders wat in die gemeente bestaan waaroor gelowiges van mekaar verskil. En die dinge wat hy aanspreek, dis wat ons laasweek gesien het, is die eet van vleis. Vir sommige was dit 'n geweldige struikeling, want hulle het gedink, wel, vleis is geoffer aan afgode, hoe kan ons dit eet? Ons kan nie weet as ons na die slaghuis toe gaan, of hierdie vleis aan afgode geoffer is of nie. 'n ander ding is, wat in die gemeente van Rome uitdaging was die hele kwessie van die Joodse feesdae. Natuurlik, dit was 'n gemengde gemeente, maar selfs onder die Jode was daar die wat nie die feesdae onderhou het nie, en ander wat weer gesê het, nee, ons moet nog die feesdae onderhou. En dan vanoggend gaan hy nou nog bysit, so hy daai twee nog steeds in sy gedagte, maar later gaan hy in ons teks vanoggend byvoeg, die drink van wyn, wat weer eens iets te doen het met afgodediens, soos ons later sal sien. Maar wat sy punt? Dat Christelike vryheid is 'n goeie ding. Dit is goed dat ons Christelike vryheid het. Maar dit is nie 'n fundamentele ding nie. En so ons moet nie van dit wat nie fundamenteel is, iets maak wat fundamenteel is nie. Ons moet nie van dit wat nie belangrik is nie maak asof dit meer belangrik is as wat dit is nie. En veral nie ten koste van my broer nie. Dis regtig Paulus se boodskap vanoggend. Broederlike liefde vra dat ek nooit iets sal doen wat my medegelowige kan skade aandoen. En so ons kyk dan na ons broederlike verantwoordelikheid vanoggend, en Christelike vryheid moet gekwalifiseer word deur wat? Deur broederlike liefde. En so dit bring my by 3 motiverings om jou vryheid verantwoordelik te gebruik. Jy het Christelike vryheid in sekere sake, maar hierdie dinge vermaan jou om dit verantwoordelik te gebruik. Die eerste motivering om jou vryheid verantwoordelik te gebruik, vind ons daar in vers 13 tot 16, en dit gaan oor die geestelike groei van jou broer. Die geestelike groei van jou broer. Ons mag van mekaar verskil oor nie belangrike of nie fundamentele dinge, solank as wat ons dit Bybel korrek kan motiveer, maar terwyl ons dit mag doen, beteken nie ons moet dit doen nie. Nee? Ons hoef nie aan te dring op ons Christelike vryheid nie. So laasweek het Paulus gesê, moenie jou broer oordeel of verag nie. En wat sê hy? Wat moet ons eerder doen? Kom ons kyk daar in vers 14, vers 13 verskoning. Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, moenie mekaar oordeel nie, maar besluit dit liewer om nie die broer 'n hindernis of 'n struikelblok in die weg te ry. So moenie mekaar oordeel nie, moenie jou broer oordeel omdat hy anders dink as jy oor 'n nie fundamentele ding nie. Maar kies liewer om nie vir hom 'n hindernis of 'n struikelblok te wees in dit nie. Nou let op, Paulus sê nie hier vir die swakker broer verander jou siening nie. Dis gewoonlik wat ons doen wanneer ons in so 'n argument is, nê. Jy moet jou siening verander want jou siening is verkeerd. Dis nie wat Paulus hier sê nie. Paulus sê nie verander jou siening swakker broer nie. Wat hy sê vir die sterker broer is, hy sê sterker broer, laat broederlike liefde jou vryheid beperk. En hier is die rede, dis eenvoudig. Die rede is, want vir die swakker broer is hierdie 'n gewetenssaak. Hy het 'n gewetensbeswaar, sy geloof verhoed hom om anders te dink oor hierdie saak. Terwyl vir die sterker broers is dit 'n saak van vryheid. Hy eet vleis, maar dit sou nie vir hom verkeerd wees om nie vleis te eet nie. Kan julle sien? Dis 'n saak van vryheid. En so Paulus lê dan die broederlike verantwoordelikheid by die sterker broer, sodat hy nie 'n hindernis of 'n struikelblok sal wees vir die een wat swak is. Nou wanneer dit praat van 'n hindernis of 'n struikelblok, dan praat dit van iets wat my broer laat sonde doen.
Dit laat my broer sonde doen. En dit is nie iets noodwendig, of moet ek sê, dit moet nie iets wees wat ek opsetlik doen nie, want dit sou 'n ander uitdaging wees, maar dit is nie iets wat ek opsetlik doen nie, dit is iets wat ek onnadenkend doen, of onbedagsaam is in die manier hoe ek dinge doen. Maar wat gebeur met dit is, dit wat ek doen verlei my broer om iets te doen wat teen sy gewete is. Dit lei my broer om te sonde. En so al wat Paulus eintlik hier vir ons sê is, neem jou broer se geloofsoortuigings in ag wanneer jy optree. Jou Christelike vryheid moenie vir jou broer 'n geloofstryd wees nie. En oor die saak van kos, sê Paulus vers 14, oor die saak van kos is ek oortuig. Ek weet geen kos is onrein nie, hy is oortuig van dit, sê hy in Here Jesus. In 1 Timoteus 4 vers 3 tot 4 sê Paulus dat God het alles goed geskape en as ons dit met danksegging eet, is dit geheilig. Jesus self in Matteus hoofstuk 7 vers 14 tot 16 verklaar alle kosse rein, is dit nie. En daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 15 tot 16 sê hy, jy hoef nie eers as jy slaghuis toe gaan, jy hoef nie eers te vra as hierdie kos aan afgode geoffer of nie. Jy het nie nodig om eers te vra nie, sê Paulus. Want dis rein. God het dit gereinig. Want dit mag so wees, maar vir die een wat dink dat dit onrein is hierdie 'n geloofstryd. Sy gewete is Bybels oortuig dat hierdie vleis is onrein. En daarom vir hom is dit onrein. Ja, sy geloofsoortuiging mag verkeerd wees. Ek bedoel, hulle kan nie albei Bybels korrek wees nie. Dis nou soos die kwessie van die doop, nee. Is dit die doop van gelowiges of die doop van babietjies? Een van ons is verkeerd. Ons kan nie albei reg wees nie. En ons kan allerhande ander goeders kan ons op dieselfde ding plaas. Een van hulle is verkeerd, so ons kan nie albei reg wees en ons weet, want die skrif is duidelik dat Paulus sê, Jesus sê dat alle vleis is rein. Met ander woorde, die een wat dink is onrein, hy is verkeerd. Maar hy het 'n gewetensbeswaar op grond van 'n studie van die skrif wat hom oortuig dat dit is die regte ding om te doen. En vir hom om te eet sou sonde wees. En daarom sê Paulus in vers 15, maar as jou broer deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie volgens liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom ten gronde rig vir wie Christus gesterf het. Paulus sê dieselfde ding in 1 Korintiërs 8 vers 11. Hy sê dat hy vra dit in 'n vraag, hy sê, en moet die swakker broer vir wie Christus gesterf het verloor gaan deur jou kennis? Deur jou kennis moet jy nou 'n broer laat struikel? Hierdie is 'n broer in die geloof. Christus het vir hom gesterf. En juist daarom moenie jou broer grief nie. Moenie hom ten gronde rig deur dit wat jy eet nie. Nou moenie vir Paulus hier verkeerd verstaan nie. As Paulus sê hy gaan hom ten gronde rig, Paulus sê nie hy gaan sy geloof verloor omdat hy kos geëet het wat hy nie moes eet nie. Paulus sê nie hy gaan sy geloof verloor omdat hy drank gedrink het wanneer hy nie moes drink nie. Nee, want reeds in Romeine 8 vers 28 tot 39 het Paulus vir ons gewys dat niks kan die gelowige skei van die liefde van God wat daar in Christus is. Jy gaan nie jou saligheid verloor oor jy sondig nie. As jy 'n ware gelowige is, gaan jy nie. Jesus self het gesê, Johannes 10 vers 28, dat nie een van my skape sal ooit verlore gaan nie. En so Paulus sê nie, hierdie broer gaan sy saligheid verloor deur om te eet of te drink nie, maar wat hy wel sê, is deur te eet of te bring jou broer in die versoeking om teen sy eie gewete op te tree. So dit gaan nie hier oor die verloor van sy saligheid nie, dit gaan hier oor sy heiligmaking. Jy lei 'n broer om te sondig.
En dit het 'n impak op sy heiligmakingsproses, op sy proses om meer gelykvormig te word in die beeld van Christus. Dit lei hom op die weg van die sonde, nie op die weg van geregtigheid. En om 'n broer vir wie Christus gesterf het in versoeking te bring deur jou vryheid, is nie broederlike liefde nie, is dit. Die broederlike verwagting is dat jy dan in daardie geval nie sal vleis eet nie, ter wille van jou broer. Nou ek dink dit is belangrik dat ons nou hier kwalifiseer, nee, en dis hoekom ek nou dis belangrik dat ons sal herinner, daar's mense wat wetties is, die kerke is vol van hulle, nee, maar nie net die kerk nie, die wêreld daar buite is vol van mense wat wetties is oor goeders. En Paulus sê nie vir ons hier, ons moet nou alles doen wat die wettiese mens van my verwag nie. Hoekom nie? Kom ons kwalifiseer gou 'n wettiese persoon. 'n Wettiese persoon gaan nooit teen sy eie gewete gaan nie, gaan hy. Nee, die enigste ding wat hy doen is, hy wil hê almal anders moet optree soos hy optree, en as hulle dit nie doen nie, dan veroordeel hy hulle. Dink aan sommige vegans, nee, dis nou die groot inding mos in ons dag, om 'n vegan te wees. Wat is dit met vegans? Hulle veroordeel almal wat vleis eet voor die voet. Maar sal 'n vegan ooit in die versoeking kom omdat ek vleis eet? Sal 'n vegan in die versoeking kom om self vleis te eet? Natuurlik nie. En so wat ek wil hê ons moet verstaan is, Paulus praat nie hier van iemand wat wetties is, en ons moet alles doen wat hy sê ons moet doen. Hy sê nie ons moet vir almal van ons moet vir altyd ophou vleis eet, want die vegan word daardeur geafronteer nie. Nee, dis baie duidelik vanuit hierdie konteks waarin ons besig is. Die eerste ding wat ons praat van is, hierdie is 'n gelowige, want hy het 'n geloofsprobleem, hy het 'n geloofsbeswaar teen dit. Hy het die skrif bestudeer, en op grond van die leer van die skrif het hy 'n uitdaging met die eet van vleis wat aan afgode geoffer is. En tweedens, wat belangrik is, dat hierdie is 'n persoon wat deur jou aksies versoek gaan word om in sonde te val. So wat hierdie teks eintlik vir ons sê is, wees lief vir die swakke, maar verwerp die wettises. Moenie vir hom luister. Moenie hom ag nie. Want sy begeerte is nie broederlike liefde nie, sy begeerte is teenstrydig. Sy begeerte is om dit wat nie fundamenteel is nie, iets fundamenteel te maak. Moenie jou broer in versoeking lei nie. As Christus uit liefde vir jou broer gesterf het, sou dit nie net reg wees vir jou om uit liefde 'n stukkie vleis van jouself te weerhou ter wille van jou broer nie. Moenie toelaat, sê Paulus in vers 16, moenie toelaat dat dit wat goed is nou sleg van gepraat word nie. En wat Paulus eintlik hier sê is net, Christelike vryheid is 'n wonderlike gawe, dit is 'n goeie ding. Maar dit is nie 'n goeie ding as my Christelike vryheid my broer laat struikel nie. Broer, wat se broederlike liefde is jy? Wat se broederlike liefde het jy as jy jou broer gewillig is dat jou broer moet struikel sodat jy kan kry wat jy wil hê? Dit maak nie sin. Dis nie ware Christendom nie, is dit. En so moenie toelaat dat mense sleg praat van dit wat goed is nie. Nou ek weet, daar is mense daar buite wat sal sleg praat oor die kerk, maak nie saak wat ons doen nie, ons weet van hulle. Maar moenie toelaat dat hulle sleg praat as gevolg van jou liefdelose optrede teenoor jou broer. Jou liefdeloosheid skep 'n slegte indruk onder die gelowiges hier in die kerk. Jou liefdelose optrede skep 'n slegte indruk in mense daar buitekant. En so sal dit wat goed is, jou Christelike vryheid, word daar buitekant van gepraat as iets sleg. Met ander woorde, Christelike vryheid, jou Christelike vryheid en jou aandring op Christelike vryheid doen skade aan die naam van Christus, nie aan jou nie.
Dit doen skade in die naam van Christus. Want dis die kerk wat sleg gesê word, dis die Christelike geloof wat sleg gesê word, as gevolg van jou selfsugtige optree, waarin jy broer nie in ag wil neem nie. Kom ons dink vir 'n oomblik aan dit. Maar tweedens wil ek hê, daar's nog 'n rede. Tweede rede hoekom ons Christelike vryheid moet benadink en moet vra om dit verantwoordelik op te tree in ons broederlike gesindheid of ons broederlike liefde. Die tweede rede hoekom dit belangrik is dat ons in ons Christelike vryheid verantwoordelik moet optree, is die koninkryk van God, vers 17 tot 19, die koninkryk van God. En Paulus sê, die koninkryk van God is belangriker as jou Christelike vryheid, oor wat om te eet of wat om nie te eet nie, of wat om te drink en wat nie te drink nie. So moenie jou Christelike vryheid hoër ag as die koninkryk van God en so die koninkryk van God minag nie. In 1 Tessalonisense 2 vers 12 sê Paulus, ek betuig julle dat julle waardig moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. So met ander woorde, die koninkryk van God verwag dat ek en jy op 'n sekere manier sal optree. Die koninkryk van God verwag dat ek en jy op 'n sekere manier sal optree, en dit wat die koninkryk van God van my en jou verwag, het niks te doen met spys of drank nie. Dit gaan oor geregtigheid. Dit gaan oor vrede, dit gaan oor blydskap in die Heilige Gees. Dis die 3 dinge wat Paulus daar noem. So, jou beheptheid met hierdie nie fundamentele dinge, my Christelike vryheid, ek het die reg om dit te doen. Jou beheptheid met jou Christelike vryheid kom in die weg van dinge wat regtig fundamenteel is, naamlik die dinge van die koninkryk van God. Nou broer en suster, die vraag wat ek vir jou het, en jy moet dit in jou hart antwoord, is begeer jy om die ewige koninkryk van God te beerwe? Want as jy begeer om dit te beerwe, dan moet jy jouself nou reeds beywer vir die werke van daardie koninkryk. Moet jy jouself nou al reeds beywer om te doen dit wat daardie koninkryk van jou vereis. Daardie dinge moet jy nou al reeds najaag. En wat beteken dit in die saak van Christelike vryheid dan? Wel, wat is die koninkryk van God? Die koninkryk van God, sê Paulus, is geregtigheid. So die vraag is geregtigheid. Die koninkryk van God is geregtigheid. Die vraag nou vir my en vir jou is, as 'n geloofsgemeente, hoe moet ek en jy optree? Hoe moet ek en jy leef? As 'n gelowige wat deel is van die koninkryk van God, wat is die verwagting van my? Die vraag is dat ek geregtigheid sal najaag, die dinge van geregtigheid. Die vraag is nie dat ek die dinge van Christelike vryheid sal najaag, asof dit die prys is om te behaal. Jy het Christelike vryheid, dis waar, maar dit staan ondergeskik aan die geregtigheid van God. En wat is die geregtigheid van God in hierdie saak van eet of drink? Die saak van geregtigheid, die regte ding om te doen in hierdie saak is nie om jou broer te laat struikel nie. So geregtigheid vereis dat jy nie jou broer sal laat struikel deur wat jy eet of drink. Die koninkryk van God is ook 'n saak van vrede, sê Paulus. Vrede onder die gelowiges is daarom belangriker as enige van jou Christelike vryhede. En enige nie fundamentele ding wat enige persoon in die gemeente sy vrede ontneem, of wat die vrede tussen gelowiges beskadig, moet alles weerstaan word. En in die geval van hier, van ons teks, jou vryheid is besig om 'n medegelowige te ontneem van sy vryheid, van sy vrede. En so terwille van die medeburgerskap aan die koninkryk van God is die vraag dat jy jou vryheid sal opgee. Terwille van die koninkryk van God, want daar is dinge wat meer belangrik is
as jou vryheid om te kan eet of drink. Derdens, die koninkryk van God is vreugde in die Heilige Gees. Vra vir jouself, hoe is jou hindernis of jou struikeling maak van struikel van jou broer? Hoe is dit 'n saak vir vrede? Is dit besig om vrede in sy hart te maak? Is dit besig om hom bly te maak dat jy vir hom 'n hindernis of 'n struikeling is? Wat ek wil bysê, dis nie vir hom 'n saak van vrede in die Heilige Gees nie. Maar dit behoort ook nie vir jou 'n saak van vrede met die Heilige Gees te wees, of vir jou buurman nie. Saak van vreugde vir die Heilige Gees nie. Ons behoort geen vreugde daarin te vind om 'n broer te sien struikel. Veral nie as dit is as gevolg van my sonde nie. Broer en suster, vriende, ons is medeburgers van die koninkryk van God. En daarom moet die dinge van die koninkryk van God jou houding teenoor jou medebroer en suster bepaal. Daarom moet jy gewillig wees om jou eie Christelike vryheid in te perk ter wille van jou broer se swakheid. Wanneer dit kom, nie oor fundamentele dinge nie. Maar onthou ons is besig om te praat oor die nie fundamentele dinge van die godsdienst. Dinge wat nie die erns of die diepte of die belangrikste dinge van die koninkryk is. Die onbelangrike of die nie fundamentele dinge soos eet of drink of allerlei ander dinge. Paulus sê, hy wat Christus hierin dien, vers 18, hy wat Christus hierin dien, hy is aan God welgevallig en hy is aan deur mense geag, by mense geag. So kom ons kyk eers, wat beteken dit om deur God, om God welgevallig te wees? Paulus sê vir ons in Romeine hoofstuk 12 vers 2, so 'n paar weke terug wat ons daarna gekyk het, Romeine 12 vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat wat? Sodat julle kan beproef, wat is die goeie, die welgevallige, die volmaakte wil van God. En so wat is die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God? Dis die sake van sy koninkryk, dis die dinge van geregtigheid en vrede en vreugde, dis wat dit is. Dis die dinge wat God gelukkig maak. Wanneer die dinge van sy koninkryk grootsigbaar word in ons lewe. En dit vereis in hierdie geval dat ek my broederlike vryheid sal opgee ter wille van my swakker broer. En dat ek nie sal eet dit wat hom laat struikel nie. Onthou wat het ons laasweek gesien in vers 16, 6 tot 8, nee. Wat sê dit daar? Dit sê alles wat ek doen, moet ek doen tot eer van God. Of ek eet, dan moet ek eet tot eer van God. As ek nie eet nie, moet ek eet tot eer van God. As ek die dae onderhou, dan moet ek dit doen tot eer van God. As ek die dae nie onderhou nie, moet ek dit doen tot eer van God. Dit gaan oor die eer van God. God se eer is belangriker as my vryheid. God se eer is belangriker as enigiets anders wat ek doen. Dis belangriker as kos en drank. Met ander woorde, die koninkryk sake kom eerste en die koninkryk sake is dit wat bepaal wat ek met my Christelike vryheid moet doen, hoe ek teenoor my broer moet optree in hierdie saak. Maar dis nie net, sê Paulus in vers 18, hy sê dis nie net dat dit aan God welgevallig is nie, hy sê dis ook dat dit onder mense geag word. Nou weer eens, soos ek sê, daar is mense daar buite, wat maak nie saak wat die kerk doen nie, hulle sal ons altyd verag, nee, ons sal nooit geag word deur die mense, baie mense in hierdie wêreld nie. Paulus sê presies dit eintlik in Romeine 2 vers 24, hy sê, dat ons word nie geag, daar is mense in hierdie wêreld wat ons nie sal ag nie. Maak nie saak wat ons doen nie, maar daar is 'n algemene manier, waarin mense binne in die kerk en mense buite kan die kerk agting hê vir gelowiges, wat hulle sal agting hê vir gelowiges, wanneer gelowiges ooreenstemmig met hulle geloof optree. As jy optree soos 'n Christen moet optree, dan sal die mense selfs daar buite agting vir jou hê. Daar's talle voorbeelde daarvan in die Bybel. Byvoorbeeld, Paulus sê aan 1 Timoteus 3 vers 7, sê hy dat wat moet 'n ouderling wees? Een van die kwalifikasies van 'n ouderling is
Een van die kwalifikasies as ouderling is, hy moet 'n goeie getuienis hê van die mense daar buite. Nie die mense in die kerk nie. Hy moet 'n goeie getuienis hê van buitestanders. Selfde ding, 1 Timoteus, hoofstuk 6 en vers 1, wat die verwagting van ons almal is, nie net ouderlinge nou nie, dat Paulus sê, ons moenie op enige manier optree, dat die naam en die leer van God belaster sal word. En so daar is 'n sekere sin, wanneer ons praat van die algemene siening van mense, wanneer hulle kyk na Christene, en hulle sien, jy tree op soos 'n Christen moet optree, dan is daar agting by mense. En dis wat Paulus hier sê. Dit vra, broer en suster, dat ek in geregtigheid sal optree, dat ek vrede sal soek in elke situasie, dat ek vreugde sal probeer hoog op prys stel. Dit vra dat ek broederlike liefde sal hê in die toepassing van my Christelike vryheid. Dis 'n wonderlike gawe om Christelike vryheid te hê. Dis 'n wonderlike gawe om Christelike vryheid te hê, maar moenie toelaat dat jou Christelike vryheid, dit wat werklik fundamenteel is, vernietig nie. Die koninkryk van God moet hoër geag word moet hoër geag wees as jou Christelike vryheid. En dit vereis dat jy broederlike verantwoordelikheid sal neem elke keer wanneer jy jou vryheid toepas. Neem in ag, wat se struikeling kan jy vir 'n broer wees in wat jy doen? Neem dit in ag. Moenie 'n struikeling wees vir 'n broer nie. Die vermaning dan vers 18 of vers 19 is: laat ons dan najaag wat tot vrede en tot onderlinge stigting is. Dis wat ons moet najaag as kerk, as gelowiges. Binne in die kerk najaag na dit wat tot vrede en onderlinge stigting vir mekaar is. Dit bring my dan by ons laaste punt, die werk van God, vers 20 tot 23, die werk van God. Dis nog 'n rede vir my om verantwoordelik te wees in die toepassing van my Christelike vryheid, en moet verantwoordelik wees in my broederlike liefde en hoe ek dit teenoor my broer optree. Die werk van God. So vers 19, omdat ons vrede en onderlinge stigting moet najaag, daarom vers 20, moenie die werk wat God gedoen het afbreek nie. Vers 19, jaag na wat stigting is. Vers 20, moenie afbreek wat God gebou het. Nou die werk van God waarvan dit hier praat, is die werk wat die Here in hierdie gelowige gedoen het. Hy's 'n swak gelowige, maar God het 'n werk in hom gedoen. Hy's 'n kind van die Here. Die gedagte hier is eintlik maar dieselfde as wat dit was in vers 15, waarna ons nou al reeds gekyk het. In vers 15 sê dit, moenie een vir wie Christus gesterf het tot gronde bring nie. Nou kom ons in vers 20 en hy sê, moenie die werk van God, wat God in hierdie persoon gedoen het, moet dit nie afbreek nie. En weer eens, dit gaan hier oor heiligmaking, dit gaan nie oor dat hy gaan sy saligheid verloor nie. Kom ons vergeet nie, broer en suster, kom ons vergeet nie vir 'n oomblik, hierdie is 'n swak broer. Ja. Dis 'n swak broer en kan ek by sê, hy is heel moontlik verkeerd oor sy siening, al het hy die Bybels gegrond. Maar nietemin, hy is 'n broer in Christus. Hy is 'n ware gelowige. Dis 'n nie fundamentele saak. Ons praat nie hier oor 'n saligheidskwessie. En Jesus Christus het vir hom gesterf, vers 15. En God het hom aangeneem, vers 3 van laasweek. Ja, hy tree anders op as jy. Ja, hy ag ander dinge belangriker as jy. Maar God het 'n werk in hom gedoen. Dis wat die gelowige is, nee, die gelowige is een in wie God 'n werk gedoen het. Efesiërs 2 vers 10, wat sê dit? Efesiërs 2 vers 10, Paulus sê dat elke gelowige is 'n maaksel, ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werk wat God voorberei het sodat ons daarin sal wandel. God het 'n werk in hom gedoen. Moenie God se werk vernietig terwille van die eet van 'n stukkie vleis
of die drink van 'n glasie wyn nie. Ja, sê Paulus, alles is rein. Weer in die konteks, hy praat van kos hier. Hy praat nie van alles in die wêreld is rein nie. Hy praat in 'n konteks hier, hy is besig om te praat oor kos en drank spesifiek dan nou ook. Maar Markus hoofstuk 7 vers 18, dus dat Jesus het wat rein verklaar? Kos, alle kos rein verklaar. Handelinge hoofstuk 10 vers 15. Petrus verskoning word in 'n slaap en die Here maak hom wakker en sê vir hom om wat te doen. Eet hierdie kos, hierdie onrein kos, eet dit. Maar ek kan dit nie eet nie, Here, sê Petrus. En wat sê God? Moenie dit wat ek rein verklaar het onrein maak nie. Eet die kos, want ek het gesê dis rein. Praat oor kos, alle kosse is rein, ja. Maar vir my broer is dit 'n geloofskwelling. Nou 'n intense studie van die skrif, en ek wil dit weer benadruk, dis nie net ek like nie kos nie, ek like nie vleis nie, of ek wil nie vleis eet nie, of ek het 'n probleem met vleis eet nie. Hierdie praat van 'n studie in die skrif. Ek het tyd spandeer in die woord van God en tot 'n oortuiging gekom, nie die skrif mislei of misdraai of maak net wat ek wil hê die skrif sê nie. Ek het onder 'n skriftuurlike oortuiging gekom op grond van eksegetiese studie dat dit vir my verkeerd is om vleis te eet. En dis 'n nie fundamentele saak. En dan sou dit verkeerd wees vir so 'n mens om te eet. Dit is verkeerd vir 'n mens om te eet as dit tot aanstoot is, sê Paulus. Moenie eet en my broer maak struikel nie. Nou weer eens nie aanstoot in die sin van, so ek sê, ek hou nie van vleis nie. Nie aanstoot in die sin van, ek dink nie dis reg om vleis te eet nie. Dis aanstoot in die sin van, ek het 'n geloofsbeswaar op grond van 'n studie van die skrif. As dit die geval is by jou broer, moenie jou broer laat struikel. Deur om iets te doen wat die skrif, hy skriftuurlik oortuig is, as ek dit doen is dit sonde. En daarom sê Paulus, dit is goed om nie vleis te eet of nie wyn te drink as dit jou broer sal laat struikel nie. Weer eens, broederlike liefde is belangriker as Christelike vryheid. Ek dink dis nodig dat ek nou moet iets sê oor dit, want Paulus het nou laasweek gepraat oor die vleis wat aan afgode geoffer is. Hy het laasweek gepraat oor die feesdae, maar hy het nie laasweek gepraat oor die gebruik van wyn nie, nê? En nou kom wyn skielik hier na vore. Ek dink is belangrik dat ons dit moet praat, want die kwessie van drank is 'n ander nie fundamentele kwessie wat in die gemeente van Rome opwek veroorsaak het. En Paulus spreek dit dan nou hier aan. Nou, wat hou hierdie wyn mee verband? Die eerste ding wat ek wil sê is, hierdie wyn is wyn wat spesifiek verband hou weer eens aan die hele kwessie van afgodsdiens. In 1 Korintiërs hoofstuk 10, jy kan maar gaan lees, 1 Korintiërs 10, 8, 9 en 10, waar hy praat oor hierdie hele kwessie van die afgodediens, en die eet van vleis en so aan. Wyn was ook gebruik in die diens van afgode. En dis die rede hoekom hierdie mense beswaar gehad het daarop om wyn te gebruik. Paulus het nie 'n kwessie gehad oor die gebruik van wyn nie. So vir ons baptiste wat veronderstel is om geheel onthouers te wees, ek drink nie wyn nie, julle weet dit. Maar ek gooi dit nie voor elke ou se deur en sê, wel, nou mag jy nie wyn drink nie. Om die waarheid te sê, 'n paar weke terug was ons by my neef en my neef het wyn gedrink en ons in my teenwoordigheid. Dis nie vir my 'n kwessie nie. Paulus sê nie, ons mag nie wyn gebruik nie. Dis nie wat hy hier sê. Om die waarheid te sê, in 1 Timoteus 5 vers 3 of 23, nee, wat sê Paulus vir Timoteus? Paulus sê vir Timoteus, gebruik 'n bietjie wyn vir jou maaglike ongesteldheid. So Paulus het nie 'n gewetensbeswaar teen die gebruik van wyn nie. Paulus is nie besig om hier in ons teks, dis nie 'n proefteks om te sê, wel, Paulus sê ons mag nie wyn gebruik nie. Paulus is nie besig om hier te sê ons mag of ons mag nie wyn gebruik nie. Wat die skrif wel verbied,
en met baie duidelike aanduiding. Die skrif verbied wel dronkenskap. Dit verbied die skrif sonder enige twyfel. 1 Korintiërs 6 vers 10, Efesiërs 5 vers 18, Galasiërs 5 vers 21, 1 Petrus 4 vers 3, Titus 2 vers 3, al hierdie verse wys vir ons drankmisbruik, dronkenskap is sonde. Dit hoort nie in die gelowige se lewe nie. Maar terwyl dronkenskap sonde is die gebruik van drank nie sonde nie, maar hier's die maar. As my gebruik van wyn my broer laat struikel, dan is dit sonde. Dan is dit sonde. Paulus kom dan en hy som op daar in vers 22 tot 23, die laaste 2 verse. Hy som dan nou eintlik die hele vers 13 tot met vers 23 som hy nou op. Eintlik kan ons sê hy som die hele hoofstuk eintlik op, maar ek dink dit hou nog steeds verband met die werk wat God gedoen het, ons laaste punt. Paulus vra die vraag, het jy geloof? Het jy geloof? En wanneer Paulus sê, vra, het jy geloof, dan weer eens, dis 'n gekwalifiseerde vraag. Hy sê nie, is jy 'n Christen nie? Wat Paulus vra is, het jy geloof, sodat jy enigiets sal eet sonder voorbehoud? Dat jy enigiets sal drink sonder voorbehoud, want jy weet afgodediens bestaan nie. Het jy die geloof om te weet, hierdie dinge is nie verkeerd nie? Wel, as jy dit het, hou dit tussen jouself en God. Met ander woorde, moenie dit paradeer voor ander gelowiges. In arrogansie nie. Moenie jou Christelike vryheid gebruik as 'n wapen om die swakker broer te probeer mee steek nie. Dis wat Paulus sê. Hy sê nie ons mag nie daaroor praat nie, nee, want dis nou die ander kant van die verhaal. Ons kan ons nou, wel, ek moenie my swakker broer gebruik dit as 'n mens, ek gaan nou net niks daaroor sê nie. Nee, dis nie wat Paulus sê nie. Laas week het ek baie duidelik vir ons gewys uit die skrif, nee. Dis goed om hierdie dinge te debatteer. Dis goed om met hierdie dinge met mekaar te deel en met mekaar te gesels en met mekaar gesprek te voer wanneer ons oor dinge verskil. Maar ons moet dit alles doen waaruit, uit liefde, uit broederlike omgee vir mekaar. En ek moet gewillig wees, as ek met iemand 'n gesprek voer oor dinge waar ek en hy verskil, dat moet ek gewillig wees dat ek ook dalk verkeerd mag wees. Ek moet ook gewillig wees om gekorrigeer te word. Maar weer eens, alles doen ek in liefde. Want wat is Paulus se hele punt met hierdie deel? Sy hele punt is broederlike liefde. Jy weet, as iemand van jou verskil op Bybelse gronde oor 'n bepaalde kwessie, moet dit dan nie in sy gesig gaan smeer om te probeer om hom te verneder nie. Praat daaroor, ja, debatteer daaroor, ja, maar doen dit in liefde. Hoekom? Hoekom moet ek dit so doen? Vers 23. Want hy wat twyfel, as hy wat twyfel sou eet, dan is hy veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. As hy sou eet, dit wat hy oortuig is verkeerd om te eet, dan sal dit vir hom sonde wees. Want dit is nie uit die geloof nie. Wanneer 'n gelowige oortuig is dat iets verkeerd is, en hy doen dit net terwille daarvan om in te wees, hy doen dit net terwille daarvan om nie 'n aanstoot te wees nie, of hy word versoek in sy eie hart, want ander mense doen dit. As hy iets doen wat teen sy gewete staan, dan doen hy sonde. Sy gewete veroordeel hom, sy geloofsoortuigings beskuldig hom. Alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Maar weer eens, hierdie is natuurlik woorde wat misbruik word. Ek hoor dit baie, dat mense hierdie woorde gebruik. Weer eens, dit word baie vinnig buite konteks gebruik, hierdie woorde. Dit praat hier van nie fundamentele sake.
Dis nie saligheidskwessies hier nie. Weer eens Romeine 8, weer eens Johannes 10, die gelowige kan nie sy saligheid verloor nie, verseker nie oor 'n nie fundamentele kwessie soos hierdie nie. Die gelowige kan nie sy saligheid verloor nie, want ek het dit nie verdien nie. God het dit verniet vir my gegee, op grond van die werk van Christus, die werk van 'n ander. Maar die feit dat ek nie my saligheid kan verloor nie, beteken nie dat ek kan nie sondig nie. Gelowiges kan sondig, doen ons nie. Ons sondig gans en al te gereeld. So wat beteken dit in die konteks? As ek aandring op my Christelike vryheid, en dit veroorsaak dat 'n broer teen sy gewete optree, dan sondig hy. Ja, hy sondig want hy tree op teen dit wat sy gewete hom oortuig het. Maar dit beteken ek sondig ook. Beteken ek sondig ook. Want ek het my vryheid gebruik tot hindernis en tot struikeling van 'n broer. Broer en suster, ons het 'n geweldige verantwoordelikheid teenoor ons broeders. Om in al hierdie dinge, wanneer ons dink oor nie fundamentele kwessies waaroor ons van mekaar verskil, neem my broeder in ag. Moenie stil bly oor dit nie, nee. Moet dit nie gebruik as 'n wapen nie, maar moenie stil bly nie. Ons moet debat vorm, ons moet met mekaar gesels oor hierdie ding, maar doen dit in liefde. Moenie toelaat dat my vryheid misbruik word en 'n slegte ding word. Omdat ek nie 'n broer in ag wil neem, wat daardeur laat struikel of daardeur in beproewing kom. Bid dat die Here vir ons sal help, dat ons sal besin oor hierdie dinge op 'n manier wat God verheerlik. Dat God welgevalle sal vind in ons optrede wat in ooreenstemming is met sy wil. Wat is reg? Wat bring vrede? Wat gee vir ons die vreugde van die Heilige Gees? Dis die dinge wat ons moet najag. Amen. Kom ons bid. Here, dis 'n geweldige vraag hierdie en Here, dit is so maklik om net hierdie dinge te hoor of hierdie dinge te lees en dit nie in ag te neem nie. Ek bid Here dat U vir ons sal help, dat ons hierdie dinge sal prakties sal toepassing sal vind in ons lewe. Dat ons sal bedagsaam wees in ons optrede teenoor ons medebroers. Dat ons in groot wysheid sal optree op so 'n manier wat ons broers en susters sal eer en God sal eer. En terselfdertyd, Here, bid ek dat U vir ons sal help, dat ons nie hierdie ding sal misverstaan, sodat ons van fundamentele kwessies nou sake maak waar ons van mekaar kan verskil nie. Maar Here, wanneer dit kom by die nie belangrike dinge soos eet van kos en drank, bid ek dat U vir ons sal help om nie so arrogant te wees, dat ons sal aandring op ons vryheid ten koste van ons broeders nie. En mag dit wees, Here, dat ons vryheid sal geniet, want inderdaad, dit is vir ons geskenk om dit as iets om te geniet. Maar mag ons dit geniet, nie ten koste van die swakker broer nie. Dis my begeerte, Here, ook vir myself. In Jesus naam, amen.